Vriende, dankie dat u vandag hier is. Ek wil ook net sê dat die paar mense is wat lanklaas nie hier was nie. En dit vir my baie lekker fees vandag was. En dan wil ek ook vir Tannie Rensa sê, dink sy is die oudste van ons almal hier, ook dat sy die moeite gedoen het om dan vandag hier te wees. Vriende, ons het so pas 'n verkiesing gehad wat afgeloop het. En dan moet ons besef, die mense wat deelgeneem het, die leiers in daai verkiesing. Ons het gesê die terroriste het ons regering in 1994 die mag oorgedra aan die terroriste waarteen ons geveg het op hierdie grense. Maar dan is daar ook mense wat hande gevat het met die terroriste om ook so daai mag te kan oordra en vandag nog in die raadsale van die terroriste sit wat vra dat ons vir hulle moet kom stem. Maar ons vandag hier is hier om ons republiek wording te vier en dit ook in herinnering te roep. En dan weer eens ek wil byvoeg 'n dame wat met elke fees ons bygewoon het. Verlede jaar was sy ook hier, Michi Malherbe, ja, sy is oorlede, en dan sal dit nou fees wees wat nie, ons dink ook aan haar in die tyd, en ook aan Hans, maar sy was altyd op ons feeste, en sy was altyd soos 'n, ten spyte van haar siekte was sy altyd soos 'n sprankelende sonstraaltjie op ons feeste. Vriende, dankie vir die geleentheid, en is dit 'n voorreg vir my om vandag hier by u te wees. Al is ons min, weet ons ook dat ons nie anders kan nie. Vriende, 'n dag wat vir ons uitstaan in ons volkslewe. Die dag waarin al ons ideale saamgevat is. Al die klein republiekies wat destyds van die Kaap af gestig is en gevorm is en die Engelsman ons agterin gehaal het. Op 1961, 31 Mei, het ons al ons republieke saamgevat en dit is ons erfenis blank Suid-Afrika. Op hierdie dag het ons vasgeglo, nou is ons vry en is daar 'n luidspeel gesing op Kerkplein, ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika en laat die erwe van ons vadere vir ons kinders erwe bly. Nog nooit is die stem so gesing nie, nog nooit het die toekoms so rooskleurig gelyk nie, vry van die Britse juk. Die offers van ons voorgeslagte het die vrug gedra. Vandag, die mense wat daar was, baie van hulle is nie meer met ons nie, met daai inhuldiging. Maar volgens die mense wat daar was en wat ons lees ook in ons geskiedenisboeke, was dit 'n belewenis. Die vla, die vliegtuigformasies, die perdkommandos, was dit 'n groot fees wat daar gevier is. Wat 'n groot verantwoordelikheid het hul op hul skouers geneem daai dag. Geen ander land, geen ander gesag. Op 31 Mei 1961 was hul as burgers, hul eie regerders, die begeertes, die strewe van die voortrekker, die offers en die hoop van die konsentrasiekamp vrou, kind en boerekryger, om vry te wees, om 'n volk te wees, om God te dien, het nou in hul hand gerus. Ons praat baie van Paul Creer se testament wat hy aan ons nagelaat het, was so Dr. Verwoerd
ook vir ons 'n testament nagelaat. En het hy dit so aan ons nagelaat en so beveel. Ek beveel die grondwet in u hande en in die hande van die wat na ons kom. Nou het ons 'n eie grondwet. Ons gee dit self aan Suid-Afrika. Hierdie nuwe grondwet gee ons aan die toekoms. Dis die begin van ontwikkeling en groei. Ons laat vir die nageslag 'n fundament om op te bou. Laat ons die fundament met ruime hart gee. Diegene wat na ons kom, moet daarvan oortuig word dat hulle 'n ryke erfenis ontvang. Ons vra die nageslag om elke stap wat in die ontwikkelingsproses gevolg is, nie te verbreek nie. Die toekoms is nie in ons hande nie, maar ek beveel die grondwet in u hande en in die hande van diegene wat na ons kom. Vriende, onder hierdie grondwet het ons gesing, ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika. Onder hierdie grondwet het ons 'n eed afgelê. Elkeen wat tot daai parlement verkies was, en as iemand gestem het, net soos vandag, het jy die persoon afgevaardig om namens jou daardie eed af te lê. Maar na die moord op Dr. Verwoerd, die dolk in die Afrikaner hart, is daar gou afgewyd. Die dierbetaalde vryheid is opgeweeg teen die materiële sport en genot, die winkelende wêreld met al die glans en die beloofde rykdom wat die Afrikaner hart stadig laat uitbloei het. Vriende, lê die volksliggaam vandag bleek, sy ledemate bewegingsloos, maar tog is ek en u deel van daardie liggaam. Vriende, vier ons hierdie dag om weer lewe in daardie bleek, lewelose liggaam te kry. Om weer op te rig met die geloof van die wat voor ons was. Vriende, ons hier weet wie ons is. Ons ken die geskiedenis en wil ek nie vandag aan u 'n geskiedenisles voorhou nie. Maar mens kan ook nie anders as om terug te gryp na die verlede om die pad vorentoe te bepaal nie. En wil ek graag 'n gedeelte van 'n toespraak van Dr. Verwoerd vir u voorhou. 31 Mei 1960, presies 64 jaar gelede, kort na die herstel van die aanslag op sy lewe toe hy geskiet is. En moet ons mooi luister en wil ek vra, en ek het dit al voorheen ook vir u vra, dat u self moet inleef van wat u gesê is. In ons volks tyd het ons emosioneel losgeraak van ons voorgeslagte. Ons leer van kinders in die konsentrasiekamp. Ons leer van die mense op die slagveld. Maar ons is nie meer emosioneel betrokke daar nie en min het empatie. En soos ek gisterand gesê het, ons moet kan voel. Daai hongerkind, daai kind wat kramp het, daai kind wat in mekaar trek, ons moet dit kan voel aan onsself. Die moeite van daai vrou en die hartseer van daai vrou, ons moet dit kan beleef. Ons moet so daarin eens wees, want dit het hulle vir ons gedoen. En so ook vra ek dan toe Dr. Hendrik Verwoerd hierdie gedeelte gespreek het, dat u ook u daarin moet leef. En hy het as volg gesê, liewe vriende, uit al die dele van Suid-Afrika aan my opgedra om aan die einde van hierdie historiese dag saam met u die toekoms in te kyk. Saam met ons
was hier vandag goed 20.000 kinders en waarskynlik 30 tot 40.000 jong mense benede 35 jaar. Vir hulle almal lê daar gemiddeld 40 en meer jare van lewe oor. Aan hulle is ons dit verskuldig om te bou aan 'n veilige toekoms. Wat is daardie toekoms wat ons aan hulle moet bring? 40 jaar vorentoe is maar 'n kort tydjie in die lewe van 'n volk. Sal ons wat vandag die toekoms van ons staat en van ons volk beheer, so getrou wees dat ons kinders oor 40 jaar 'n veilige toekoms kan beerwe en belewe? Of sal ons uit swakheid, of uit selfsug, of uit vrees vir dit wat op ons mag indring, hulle verloon? Ons het hierdie afgelope 12 jaar van 1948 tot 1969 wat hy spreek, oor die vlakte van voorspoed getrek. Dit was die vlakte ruim en breed, vol gerief en vol gemak. So gemaklik dat die waans van ons trek uit mekaar begin beweeg het, elkeen na sy eie plek van sy eie gerief. Ons het so oor daai vlaktes versprei, dat ons die gemeenskaplike diens begin vermy het. En dit is vir geen volk goed nie. Na die rus, en ook die volk, na rus moet die mens, en so ook die volk, weer by 'n tyd van swaar kry kom. Daar moet sy hart gesit word, daar moet sy naaste diens gebou word. Na die trek oor die vlaktes moet jy by die berge kom, die berge van swaar kry. Op die vlakte is daar geen vergesigte nie, op die vlakte lê die horison kort voor jou. En dit is maar dieselfde gemak en gerief wat jy daar sien. Dit is eers wanneer jy die berge uitgeklim het, wanneer jy die trek gevoer het, teen die kraanse uit tot die hoogste toppe. Al moes jy die waans uit mekaar gemaak en stuk opgedraad om daar te kom, dat jy die vergesig kry op die land van belofte, waar die voorspoed lê vir jou kinders, en die kindskinders, wat op die vlakte sou vergaan het in verarming. Soos dit met ons volk vandag. Ons het 'n tyd van rus agter die rug, terwyl ons oor die vlaktes getrek het. As ons daar bly terwille van ons eie selfsugtige voorspoed, sal ons kinders die land van belofte waar hul voorspoed lê, nie bereik nie. Maar as ons wat nou lewe en die land bestuur, bereid is om swaar te kry vir ons nageslag, bo op die bergtoppe te gaan staan om na die vergesigte te kyk, en dan weer af te daal deur die klowe om dit in besit te neem, sal ons sorg dat hulle wat na ons kom, net so voorspoedig kan wees soos ons is, vanweë wat ons voorgeslagte vir ons gedoen en gelei het. Tot sover verwoordse aanhaling. Vriende, hoe groot man was hy nie? Sy versiendheid. Dit ding vanaf 6 April 1652 is die vlaktes deurtrek, is die hoogste toppe beklim, bergtoppe beklim, en is die vergesigte gesien wink, het ons voorgeslagte dit gesien, die beloofde land, en het alweer afgedaal deur die klowe en op 31 Mei 1961 dit in besit geneem na 309 jaar se volharding. Dr. Verwoerd het genoem dat 40 jaar 'n kort tyd in 'n volk se lewe is, waar hy die hoogtes beklim, nie bevrees vir dit wat op ons indring nie, en ook nie uit selfsug en gemaksug. Nee, vriende, om 'n veilige toekoms te verseker vir die wat wag, en is hulle nie verloon nie.
en het 'n tyd van voorspoed aangebreek, maar op 6 September 1966 word ons geliefde Dr. Verwoerd vermoor, die volk geskok en verward. Die volk voor die grootste krisis, van sy bestaan gekom, en sou die stryd verander. En was dit ook die eerste keer in ons geskiedenis 'n sluipmoord op 'n Afrikaner leier. En dan die pad, die stryd, die pad van die Afrikaner volk, loop nie deur die konstitusionele konstruksies van 'n veelrassige parlement en kabinet nie, maar deur die bloedplas in die parlement, waar Dr. Verwoerd gesterf het. Omdat hy nee gesê het vir verandering van sy volk se beginsels en waardes, nee vir onderhorigheid aan Brittanje en Amerika, nee vir valse vrede met die Afrika-state, nee vir rasvermenging en nee vir broederskap met die geldmag. Dit is waar die Afrikaner die spoor van vryheid weer moet opvat, waar hy doodgeloop het op 6 September 1966. Sy aanhaling van Jaap Marais in 1984, wat ek hier voorgehou. Vriende, dit is waar ons stryd nog is. Daar in daai parlement, daar in daai bloedblad van Dr. Verwoerd. En van daar af moet ons die stryd voer. Van daar af moet ons die stryd voer, die leiers daarna, Foster, Botha en de Klerk, wat die toekoms van die staat en die volk beheer het in hulle eie selfsug, hulle eie gemaakte gierigheid en die vrees vir die buiteland wat ons wou indring, ons volk verloon, ons kinders verloon, en was hulle nie meer bereid om die hoogste toppe te beklim en die uitdagings van die tyd te aanvaar nie. Nee, vriende, is daar op die vlaktes na hulle eie gerief, hulle eie selfsugtige voortbestaan gekyk. En sien hulle net die kort horisone raak. En die wat durf waag om die stryd voort te sit, in die bergtoppe wou bestyg, die stryd wou voortsit, die kraans en berge wou bestyg, word uitgejaag, is uitgejaag. Soos Dr. Albert Hertzog en meneer Jaap Marais beskuldig dat hulle van Suid-Afrika 'n Afrikaner Republiek wou maak. Ja, vriende, het hulle die vergesig gesien en was hulle bereid om die swaar kry deur te gaan vir 'n toekoms vir ons nageslag. Dr. Verwoerd het genoem op daardie dag 31 Mei 1960 dat ons so getrou moet wees dat ons kinders oor 40 jaar 'n veilige toekoms beerwe. 32 jaar later, en vriende, in daardie 32 jaar is hierdie woorde vir baie wat daardie dag teenwoordig was, uitgedoof deur die selfsugtige materiële gewin en is die pad van 'n lafaard gevolg. Ons het wat Paul Kreer gesê dat indien jy berig kry van 'n vyandige inval en jy stil bly en daar bloed vergiet word, sal jy verantwoordelik gehou word en sal jy gestraf word. En dan weet ons die gedeelte in die Bybel waar ons ook lees van die brandwag wat die inwoners van die stad moet waarsku, en indien hy nie waarsku en stil bly, sal ook die bloed van die wat daar gesterwe het ook op hom as brandwag wees, en sy eie bloed ook op hom. Dus weer die een wat die vryheid skend, en soos Paul Kreer gesê, 'n vloek oor my, indien die vryheid deur my geskenk word. En vriende, dit geld vir elkeen van ons. Ek weet dat Klerk in 1992 het toestemming gevra om met die liberalis, die swart kommunis en die antichrist te onderhandel, om 'n beter toekoms en vir 'n beter bestel te bewerkstellig, waar ons almal in vrede kon bly,
En tog het Dr. D.F. Malan op 8 Augustus 1838 met die herdenking van die tweede met die groot trek het hy dieselfde vraag aan die volk daar gestel. En het hy sê, ons volk moet kies. As die liberalisme reg is, volg hom dan na. Gooi dan die deure van u land ope vir wie wil binnekom, blank gekleurd, en maak dan van u land 'n markplein vir die wêreld, in plaas van 'n huis vir u kinders. Doen dan weg met alle rasse en kleurskeidslyne in die kerk en in die skool, in die parlement en by die stembus, op u treine en trens, in u huise en aan u tafels. Roep Suid-Afrika dan op om hom af te keer van sy dwaalweg en om in naam van reg en geregtigheid terug te gaan op sy eie besoedelde spore. En is dit presies dit wat Dr. D.F. Malan daar gevra het, wat ons vandag het. Maar hy het verder gaan en ek sê, as die liberalisme verkeerd is, verwerp hom dan met die beslisheid en verwerp hom nou. Beskerm dan met vaste hand u blanke ras en u blanke beskawing met alle nodige maatreëls wat u blanke voogdyskap van u eis en die doelbewuste bestemming u toe verplig. En tydens die 1948 verkiesing is die liberalisme verwerp. En weer vriende, op 31 Mei 1961 het die volk gekies 'n tuiste vir sy nageslag. Vriende, die bevreesde en die besigtige, gemaksigtige lonaars van blank Suid-Afrika betree daardie besoedelde weg en verpan die Republiek van Suid-Afrika op 27 April 1994. En is dit nie meer 'n stryd vir blank Suid-Afrika nie, maar 'n markplein vir die wêreld, nie 'n huis vir u kinders nie, nie vriende, 'n gevangenis, 'n moordkuil, 'n bloedbad, op die fisiese, maar ook op ons geestelike sy van ons volk. En as ons die geskiedenis ken, sal jy daarop let hoe 'n belangrike rol die kerk en leraars gespeel het. Hoe hulle die volk elke keer na 'n nederlaag opgehef het. En so het ons dit gesien, ook na die Tweede Vryheidsoorlog, het die kerk die volk opgehef. En elke keer na die nederlaag het hulle opgestaan. Maar nou, vriende, dan is dit met hartseer dat ons vandag moet erken dat die grootste aanslag dan ook vanaf 1966 teen die Afrikaner en sy lewensoortuiging gevoer is uit daardie geleedere. En belewe ons vandag nog die aanslag vanuit daardie geleedere. Want alles wat ons was en is, word aan boosheid verbind. En ons hele geskiedenis en die wyse waarop hierdie Afrikaner volk ontstaan het, is as boos en sondig verklaar. Volgens hul al in die vroegste tye opgegaan het as 'n basterdgeslag van Afrika. Is dit dan nie dit waarteen ons al die eeue gestry het, vandaar van die Oos-Kaap, om 'n blanke volk te kan bly, om God te prys, te dien en te eer vir sy groot dade. Maar nee vriende, dit kan en mag ons nie wees nie. Dit is 'n deel van ons sondige verlede. Deel van die sonde teen die mensdom. So word daar gepreek, die gelykheidsdogma, die barmhartigheid, die medeliewendheid en welsyn evangelie. Word daar gepleit by die Afrikaner vir verdraagsaamheid teen alle gelowe, volke, rasse, kulture, verdraagsaamheid teen alles wat teen Gods woord in ons ingrein indruis. Maar dan besef ons, vriende,
dat hierdie verdraagsaamheid pleiters dan ook die grootste vervolgers van die Christendom word en sal wees. Kyk ons wat in ons grondwet vervat is, grondwet waarop ons vandag 'n eed aflê, en selfs mense wat hulle as Afrikaner leiers voordoen, want kyk wat in daai grondwet staan, hoe ons die verdraagsaamheid aanvaar het. Vriende, in die begin het ek gesê dat die stem van Suid-Afrika op 31 Mei 1961 gesing is, en het ek raak gelees, en nooit weer in die geskiedenis is die stem weer so gesing as op daai dag van 'n republiekwording nie. Die stem van Suid-Afrika het stil geraak oor die vlaktes en die ewige gebergtes, stil geraak en geen eko van die kranse meer. Ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika nie meer nie. Die stem is van sy titel geskraap, van 'n volkslied, van Afrikanerskap tot 'n FHK-lied, apartheidslied, wat die wêreld laat grol. 'n Lied wat volgens Christelike leiers nie voldoen aan die vereistes van die Christelike leer nie, en 'n onbybelse lied. Hoe kan jy sing, ons sal lewe, ons sal sterwe, vir 'n land, vir 'n skepping van God? Hoe kan jy sing dat jy sal lewe en sterwe vir daai materialistiese stuk grond? U het daai argument al gehoor. U het al gehoor hoe ons volkslied verdag gemaak word. En dan ook dat ons dan sou sondig en sonde is om daai volkslied te sing. Ons as Christen Afrikaner nasionalis weet dat alles wat ons het en is, nie uit ons eie werke is nie. Dat dit aan God behoort, en dit wat ons beerwe uit die hand van God, en behoort dit nog steeds aan God. Dus as ek sing, ek sal lewe, ek sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika, sing ek sal lewe en sterwe vir dit wat God vir my gedoen het. Die seëninge uit Gods hand, die geloof, my land, my volk, my taal. Vriende, alles wat ons in die verlede opgebou is, word as veragtelik beskou. En jy as Afrikaner, se skepingsbeeld word gehaat, en word ons werklik fisies in hierdie land uitgemoor. Daar's geen simpatie vir hierdie vermoordenis nie. Al het dit gepaard gegaan met wat se wreedse dade denkbaar, skok dit en nie meer die mens nie. Gaan dit, hoor jy dit, dit is by oor in en uit. Maar, ja, as die Springbokke speel, word daar groot feeste gehou, maar as iemand in die vermoor word, 'n medevolksgenoot, gaan dit maar net verby. Wat het van ons volk geword? Daardie volk op 31 Mei 1961, sou hulle hierdie moord en doodslag ongedaan gelaat het. Het ons voorgeslagte dit ongedaan gelaat? Nee, vriende, die geskiedenis leer ons dat hulle daar waar die trekkers vermoor is, georganiseer het en die gruweldade kan bestraf het. Nie gevlug nie, maar die moordenaars tegemoet getrek om daardie moorde te straf, hul tot God gewend en gevra, as U die oorwinning gee. Nie in hulle eie krag nie, maar dat God die oorwinning sal gee. Die lewe van 'n mens is immers deur God gegee. Die een wat dit neem, sy lewe sal ook van hom ontneem word. Maar vandag is die lewe niks werd nie, veral die van 'n blanke. Ook die van die ongebore kind lê die lewensreg in die hand wat hom dra. Weet jy hoeveel Afrikaner dogters pleeg jaarliks aborsies? Hoeveel Afrikanertjies aanskou nooit die lewenslig?
vervat in die grondwet die hoogste gesag van hierdie land. Ek het dit al voorheen genoem, Dominee Aubrey het tydens 'n geloftefees daar in Zenie, het hy verwys na die barbaarsheid van die moorde van die Afrikaner kindertjies deur die Zulus. Klein kindertjies wat teen ons wil verpletter word. Maar ook die barbaarsheid van ongebore kindertjies wat lewendig uit hulle moederskoot geruk is deur assegeil en in die stof gewerp is. Vriende, was sy vraag, hoe ver het ons volk al op die pad van die barbarisme gevorder? Wat is die verskil tussen die moord op daardie ongebore Afrikaner kind aan die hand van 'n Zulu kryger en aan die hand van die een wat toestemming gee en die een wat die abortus uitvoer om haar ongebore kindjie se lewe te neem? Ons grondwet Suid-Afrika van 94 keer dit goed. Vriende, die lewe van 'n mens, daardie goddelike gegewe lewe om hom te dien, word minder geag as die van 'n dier. As ons kyk hoe die wêreld te kere gaan om diereregte te bevorder in die renoster en elke dorp word daar 'n plek van heenkome gestig vir die blou ape. Hoe is ons hele weggedraai van ons af? As daar wel 'n swarte deur aan die hand van 'n blanke iets oorkom, dan weet ons wat ook daar gebeur. Vir die ongebore kind, en as u vermoor word, swyg hulle. Ja, self mede-Afrikaners. Daar wil hulle nie betrokke raak nie. Die grondwet van hierdie land wettig hierdie dade. En vriende, is die barbaarsheid deel van hierdie grondwet en elkeen wat hierdie grondwet onderskryf en deelneem aan hierdie bestel, is deelagtig aan hierdie barbaarsheid. Vriende, die bloed van die voorgeslag in hierdie land benat. Daardie gestorwe, daardie bloed is versink in die land se bodem. Dit was trotse bloed. Die bloed van 'n kind, 'n vrou, 'n stryder. Daardie bloed het die saadjie geplant en daaruit het die Afrikaner volk gegroei. En dit was 'n oproep van die Euphorie. Laat my dood nie verniet wees nie. 'n Christelike volk, daardie bloed, daardie offers moes betaal word, sodat ons kon sing op 31 Mei 1961, ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika, en op u almas vertrouend, het ons Vader vertrou. Vriende, die bloed wat nou vloei in hierdie land, daar waar geen stryd is nie, geen stryd vir vryheid en reg, om te dink dat hier so sinloos bloed in hierdie land se bodem versint. Ons wil kos produseer, voedselsekuriteit. Dit is die stryd, die materie. Versink hierdie bloed nou in hierdie Afrika, bodem Suid-Afrika, vir eie selfsugtige gewin. Hoe hartseer. Vriende, bloed van Afrikaner, man, vrou en kind. Die lewe is niks werd nie. Ja, vriende, die stem van Suid-Afrika het stil geraak. Hierdie moet 'n republiekfees wees. Reg oor die land, toe ek kind in die skool was, het ons in die strate afgemarseer. Daar was orkeste gewees wat gesing, vlae gedra. En vandag is dit, moet ons 'n fees, moet ek 'n feesrede vir u lewe. Maar die feesrede klink nie korrek nie. En pas dit nie by 'n feeslikheid nie. En in elke sin van die woord, soos ek gesê het, moet hierdie 'n landswye 'n volksfees wees,
waar ons ook God kan aanroep vir dit wat hy ons gedoen het. Maar dit is nie. Hier staan ons in teenstelling, nie by die geboorte van ons dierbare republiek nie. Geen vergesigte, maar by die leeggraf van ons Suid-Afrika, nie meer by die wieg van blank Suid-Afrika nie. Vriende, het dit dan te laat geword vir die toekoms van hierdie volk? Dave Malan het by geleentheid gesê, dwars oor ons geskiedenis heen staan in gloeiende letters daardie woorde afgedruk as 'n beskuldiging. Te laat. Te laat om nog te doen wat omstandighede nou van ons vereis. Ja, vriende, is dit al reeds laat en het die skemerte reeds op die horison verskyn. Vriende, sal dit ook hier weer te laat word? Vriende, die oordeel van die nageslag rus op u. Ons voorgeslagte, die voorbeeld om na te volg, hul roem en hul eer, kom hul toe, deur die vaste vertroue in God. Kan ons daarop roem? Nee. Ons staan skuldig en vra hul nagedagtenis. Ons voorgeslag vandag, 31 Mei, waar is jou erfenis? Waar is jou blank Suid-Afrika? Vriende, wil ons weer 'n vrye volk met 'n vrye republiek wees? Wil jy werklik weer sing, ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika? Wil jy die stem weer sing, soos nog nooit gesing en weer ooit gesing sal word nie? Dit raak laat vir ons volk, maar vriende, dit is nog nie te laat nie. Oom Jaap Maree het gesê, die Afrikaner volk het deur geslagte en wisselende omstandighede 'n gewaagde bestaan gevoer en in die uiterste gevare sy plek in die geskiedenis bepaal. 'n Volk groei tot grootheid in sy stryd en botsing teen ander volke. En wanneer hy opstaan om vir sy vryheid en eer te veg, is dit altyd die minderheid in 'n volk wat die inspirasie gee. En daar sal 'n tyd kom dat ons aan mekaar trou sal moet sweer en dan die moed van ons oortuigings aan die dag lê, 'n tyd wanneer ons weer ons grense met bloed sal moet trek. Vriende, laat dit ek en u wees, daardie minderheid wat die volk weer tot stryd sal aanvoer. Laat ons die sweer van die liberalisme uitkap, die minderheidsregte verwerp, die miskenning van die bestaan van die Afrikaner volk verwerp. Laat ons weer terugeis dit wat van ons besteel en beroof is deur die bedrog en verraad. Laat ons terugvat ons erfenis uit God se hand. Vriende, laat ons weer hoor die echo teen die transe, ons vir jou Suid-Afrika. Die stem wat vra, waar is jou kinders dan, Suid-Afrika? En antwoord ons, ja hier is jou kinders Suid-Afrika, hier is ons. Vriende, die stemme wat roep van Dr. Malan, staan dan stil en draai terug na die volk, terug na die volk se hoogste ideale, terug na die pand wat ook aan u toe vertrou is om te bewaar, terug na die volksaltaar waarop u offers moet lê, en as dit geëis word, ook u self as offerande. Vriende, hier lê die antwoord, terug van waar jy kom, terug na blank Suid-Afrika. Vriende, dan moet elkeen homself afvra, hoe ver is ek en u bereid om terug te gaan? In my besigheid, my persoonlike lewe, in jou hele wese, dit wat 'n blank Suid-Afrika van jou vereis, om trou te wees aan daardie beginsels van die Republiek van 1961. Die vraag bly, hoe ver is ons bereid om terug te draai? Vriende, ek het genoem dat dit laat word vir die Afrikaner volk, dat die skemerte op die
oor die son nader kruip. Volksliggaam, ons volksliggaam, lê bleek en uitgebloei, leweloos. U het ek gesê, is tog deel van daardie liggaam. U vandag hier, is nog die enigste lewe, die Afrikaner nasionalistiese beweging, dit waarvoor hy staan, is nog die enigste lewe in daardie volksliggaam. Hy moet daardie wonde versorg, verbind, en die kiem van die liberalisme uitweer, dat die lewe stadig terugvloei, die lewe weer rig en oprig, weer tot 'n kragtige volksliggaam. So die vriend sal die ontbinding intree en sal jy saam besmet word en jou nageslag verrot in die ellende. Vriende, laat ons opstaan uit hierdie moedverlore vlaktes, laat ons gaan en die berge beklim, teen die kraanse uit, laat ons die waan stuk vir stuk dra tot die hoogste toppe dra. En vriende, laat ons kyk, die klowe, afkyk, die ververlate vlaktes, daar waar ons beloofde land was. Vriende, laat ek en u die volk oproep, aanmoedig tot die voorbeeld, laat ons die volk aanroep, dat ons die voorbeeld stel en hulle roep, om saam daai berge te bestyg. Die klowe en die vlaktes, ons vergesig, ons republiek, ons beloofde land, met geloof in God drie-enig weer die besit neem. Vriende, dis al keuse wat ons het om voort te sit die stryd. Christelike Afrikaner nasionalisme te laat herlewe. En vriende, doen ons dit. En ons herstel hierdie vryheid, die vryheid. Herstel ons die Republiek van Blank Suid-Afrika. Hoe graag sou ek daar wil wees? Hoeveel van ons strydgenote het al heen gegaan? Maar weer, hoe graag sal ek daar wil wees? Om daar te wees, om vry te wees as Christen, Afrikaner nasionalis, om te kan sing die stem van Blank Suid-Afrika, soos hy nog nooit, vriende, nog nooit, in die geskiedenis gesing is nie. En vriende, nooit weer so gesing sal word nie. Ons vir jou Suid-Afrika. Die dag as ons vryheid terugkry, die dag as ons weer vry is in ons land Suid-Afrika, sal ons die stem sing soos hy nog nooit gesing is nie. En dan vra ek julle almal dat ons dan vandag opstaan en dan sing ons die eerste strofe en die tweede strofe van die stem. Ons republiek lewe, lewe die boer.